Minister spreek haar uit teenoor diegene wat glo nie transformasie wil aanvaar nie en die burgemeester in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit daag glo by geen vergaderings oor inwoners se griewe op nie. Dis die Afrikaanse nuus op 7 April. Die minister van Arbeid en Werkskepping, Nkosazana Met, sê dat transformasie in die kele afgedwing sal word van diegene wat in die vorige bedeling voordeel daaruit getrek het. Die nuusdiens Netwerk 24 berig dat Met in die parlement gesê het dat die bevolking van die land uit 'n meerderheid van swart, bruin en Indeër mense bestaan en dat dit nie regverdig is dat wit mans besluite oor die ekonomie neem nie. Met het gereageer op 'n toespraak van die VF+ se Heloise Denner, waarin sy gesê dat werkloosheid 'n groot bedreiging vir die land inhou. Die minister het Denner daarvan beskuldig dat haar opmerkings op haar haat vir transformasie dui. Denner het onder meer in haar toespraak gesê dat die ANC se fokus op gelyke uitkomste bo gelyke geleenthede, armoede en werkloosheid vererger. Die DA in Johannesburg het mosies van wantroue ingedien teen Johannesburg Metro se uitvoerende burgemeester Dada Morero en die spreker Nobuhle Mthembu. Die party sê dienslewering het onder hul leiding in duie gestort en beskuldig albei van swak bestuur en politieke partydigheid. Die DA meen die spreker beskerm die burgemeester en ondermyn die raad se werk. Die party doen 'n beroep op ander raadslede om die mosies te steun en saam te werk vir beter bestuur in die metro. Die VF+ sê terwyl die burgemeester van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit, Sipho Radebe, skitter in sy afwesigheid, moet burgemeesterskomiteelede en die spreker, Sibongile Sokusa, bond staan om inwoners se diensleweringsvrae rakende die geïntegreerde ontwikkelingsplan te beantwoord. Die VF+ raadslid in die munisipaliteit, Gerda Senekal, sê burgemeesterskomiteelede het reeds 3 vergaderings in verskillende gebiede aangebied om inwoners se vrae te beantwoord, maar die burgemeester het dit nie bygewoon nie. Senekal sê hoewel die burgemeesterskomiteelede die vergaderings bywoon, kan hulle nie oor alle kwessies duidelikheid verskaf nie. In die departement van vervoer sê die enigste masjien wat rybewyskaarte druk, behoort teen die einde van volgende week weer aan die gang te wees. Die drukker het 'n ruk gelede gebreek en motoriste word aangemoedig om vir 'n tydelike rybewys aansoek te doen, iets wat tot openbare frustrasie gelei het weens die ekstra koste daaraan verbonde. Die departement meen dat hulle nie die tydelike dokumente gratis kan uitreik nie, aangesien dit administratiewe uitgawes meebring. Volgens die woordvoerder Colin Msibi is hulle in gesprek met die Franse verskaffer en maak hulle goeie vordering. Nou ja, ons wonder wanneer ons nog so 'n drukker in die hande kan kry. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Groete tot môre.